Liefdevolle Heer, liefdevolle Vader, ons loof U en ons prys U vir hierdie oggend, hierdie tyd wat ons saam kan spandeer. Dankie dat ons U kan aanroep as ons God en Hemelvader. Dankie dat U ons elkeen hiernatoe gebring het vanmôre vir 'n boodskap, ook vir my. Ek bid dat U met elkeen sal spreek tot ons harte, neem weg dit wat skeiding maak, en Here, mag hierdie boodskap tot ons harte bring, iets Here wat ons daar buite kan gaan uitleef, en dat ons deel sal wees van daardie groep mense, Here, wat U heerlikheid sal skyn in hierdie donker uur. Dis my gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen. Goeiemôre, geseënde Sabbat. Dis lekker koel. Laasweek was dit nog lekker geweest, so my skielik is dit winter. Ek bring vir ons vanoggend 'n boodskap. Ek het die geleentheid om daar by Magnolia gemeente so 'n bietjie deur die karakter van God te werk. Ons is redelik baie by die berg Sinai en ons gesels oor God se karakter. En vanmôre bring ek daardie boodskap, en interessant, dis Maandag, is dit nou Vryheidsdag, en ek dink vandag se boodskap sê vir ons leef in vryheid reeds. Ons het nie nodig om Maandag te gedenk nie. Ons gedenk sommer ons vryheid hierso op hierdie mooie dag. Daar's ietsie daarvan in vanmôre se boodskap. Dan ek het ook vanmôre se boodskap wat eintlik baie inligting bevat, het ek ook op die internet beskikbaar, so diegene wat miskien daarna wil gaan luister of gaan lees na die tyd, laat weet my net en ek stuur vir julle die skakel. En dan vanoggend se boodskap is iets, omdat 'n mens die karakter van die Here bestudeer, dis baie spesiaal. Dis regtig baie spesiaal, en ek het vanoggend vlinders omdat ek 'n boodskap bring van 'n God wat awesome is. Wat baie goed is. En ek is nie die een wat daardie boodskap eintlik moet bring nie. Ek groei nog in vandag se boodskap, en ek sit eintlik saam met julle vanmôre in die sitplekke, en ons luister na God se woord. So ek kom nie uit 'n verhewe posisie as ek vanmôre se gedagtes met ons deel nie. Ons skriflesing vanoggend is 'n kort gedeelte uit Psalm 23 vers 6. Psalm 23 is net 6 verse, en dit is so 'n pragtige psalm, maar ek wil net fokus op vers 6. Die ou vertaling sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. God is goed. Amen. God is baie goed. Maar partykeer, ek het groot geword, ek weet nie hoekom ek dit altyd onthou nie, maar ek het groot geword waar die gedagte, ken jy God, nogal redelik in my kop vassteek, en dis iets wat ek nie meer vandag baie hoor, wat ons mekaar vra, of wat mense in 'n evangelie reeks vra, en ek weet nie, miskien is dit net ek, maar dis 'n moeilike vraag. Dit is een van daai vrae soos, is jy wedergebore? Onmiddellik, as iemand my daai vraag vra, sal ek nie weet waar om te begin antwoord nie. Maar ken jy God? Is een van daardie vrae wat eintlik maar ongemaklik is om te beantwoord. Want wat is dan nou die regte antwoord? Regtig waar. Ek dink mense sê vandag ja, want maar hier in mense agterkop is mense nie seker oor mense antwoord, hoe mense daai antwoord moet gee nie. Party dae, soos wat 'n mens nou maar deur 'n mens se lewe groei, is verklap mense gedagtes wat ons regtig waar van God dink. En ons is skaam vir daardie gedagtes. Party dae dink 'n mens, joh, God is 'n God wat vinnig kwaad word. En hy is kort van draad, en hy gaan ons met 'n weerligstraal wil zap.
Ek het dit beleef al in my lewe. Ander gedagtes is dat mens wonder, het God 'n vraagteken op sy gesig? Het hy 'n frons op sy gesig? Wanneer hy na my kyk, hoe voel hy oor my? En dit verklap wat ek van God dink, en hoe ek God ken. Is God ongeduldig? Wonder party daar. Is hy betrokke regtig waar in mense lewe? Wonder. En ek wonder party daar, is alles pluis met God? Is daar nie 'n titseltjie van skaduwee in sy karakter nie? Ek weet nie of julle so gevoel het al in julle lewe nie. Ek stoei maar met die vraag rondom, ken ek werklik waar God? Maar in vanoggend se gedeelte wat ons nou gelees het, Dawid sê duidelik aan ons, hy ken God. En vanoggend se skriflesing verklaar hy getuig aan die een kant, dit wat hy van God weet, en aan die ander kant is dit ook 'n geloofsverklaring van die God wat hy ken, en wat hy oor 'n verklaring maak. En hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En as 'n mens bietjie kyk na daai woordjie net, goedheid, daar's niks anders wat jou gaan volg nie, volgens hom. As ons kyk na daai woordjie sal, net goedheid en guns sal my volg. Hy is absoluut seker. Hy is 100% oortuig daarvan. En dan daai woordjie sal my volg. As jy mense na die oorspronklike teks toe gaan, dan bedoel dit eintlik God se goedheid en guns gaan jou agtervolg. Dit gaan jou bekruip. Dit wil oor jou oorrompel. Dit wil jou totaal en al as te ware van jou besit neem. God se goedheid en God se guns. En dan moet ons vanmôre vir Dawid vra, hoorie Dawid, kom, raak bietjie prakties, raak bietjie realisties. Ek meen, ons lees jou verhaal in die Bybel, en jy het 'n lewe gehad van oorlog. Jy was nie die een wat die gekose een wat moes koning word nie. Jy was die laatlam, jy was die laaste kind. Jy moes skape oppas. Jy het oorlog beleef. Jy het trauma en hartseer, ontberings en sonde beleef. Hoe kan jy vir ons sê net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe? Kom maar. Het hy dalk iets geweet van God wat ons dalk mis? En ek wil sê dat as ons nie kan saamstem met daai vers nie, dan mis ons definitief iets wat Dawid van weet. En as ons dit gaan weet, dan gaan ons vanmôre hier kan uitstap en ons gaan begin te kan sê, dit is die waarheid ook vir my. So, wat is dan God se goedheid, waarna Dawid hier verwys? Want dit is duidelik nie 'n lekker lewe nie. Dis nie 'n lewe sonder oorlog en sonder sonde en sonder hartseer en trauma nie. Want dit is wat Dawid beleef het. En dan moet ons gaan na die berg Sinaï toe. En ons moet gaan kyk waar Moses vir God vra, wys vir my asseblief u heerlikheid. Eksodus 33 vers 19. En onmiddellik antwoord God hom en hy sê, Moses, ek gaan my goedheid by jou laat verbygaan. Daar praat hy van hierdie goedheid wat Dawid oorgetuig. Daar praat hy. So ons moet 'n bietjie stil staan hierso oor hierdie goedheid wat verby Moses gaan beweeg. En dan wanneer dit gebeur dit in Eksodus 34 vers 6 en 7. En die Here kom en hy roep sy verbondsnaam 2 keer uit. Dit is dis iets waarmee mens by stil staan. Dis sy verbondsnaam. Hy is 'n God wat binne in sy verbond sê wie hy is. En hy roep uit.
En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid, oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Hierdie is God se goedheid wat verby Moses beweeg, terwyl God dit sê en God dit verklaar. Hierdie is die goedheid wat Dawid in sy lewe herken het. Hy het dit opgetel. En hy het erken dat dit direk van God afkomstig is. En hy het daarvan getuig in vanoggend se teksvers. En hy het 'n groot en 'n sterk geloofsverklaring wat hy aan vashou. En hierdie is dieselfde goedheid van God wat verby u en verby my in ons lewe gaan. Herken ons God se goedheid. En erken ons dit in ons getuienis van God, asook in ons dade. Ons gaan bietjie daarby stil staan. Hierso in Eksodus 34 vers 6 en 7. Hierso is daar 7 perfekte beskrywings van hoe God sy goedheid uiting laat vind in ons lewens. Nou op die oog af, as 'n mens dit lees, as 'n mens die eerste keer daarna kyk, hierdie klomp groot Afrikaanse woorde. Ek sukkel met daarmee. En as ek sukkel met 'n woord, dan ignoreer my brein dit en ek gaan maar net aan met ander dinge wat meer verstaanbaar is. Ek weet nie of dit met julle so is nie. So, elke begrip, of dit nou moeilik verstaanbaar is of nie, elke begrip verg individuele aandag en studie. Maar vergun my vanmôre om dan die heel eerste ene in hierdie 7 bietjie aan ons voor te hou, want hoe meer ek daaroor nadink, hoe meer besef ek, hierdie eerste ene, as ons hom onder die knie kry, as ons hom begeer en ons lewens begin uitleef, dan leef ons God se karakter uit. My oorhoofse vraag is, ken ek God? Kan ek soos Dawid getuig, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe? En as ek kyk na die tye waarin ons leef, hoe belangrik is dit nie om dit uit volle bors en met volle oortuiging in ons lewens te kan sê? Ek dink dit is verskriklik belangrik om dit te kan sê in hierdie omstuimige tyd waarin ons is, waarin ons inbeweeg, elkeen van ons. God se goedheid wat in ons lewens verby ons beweeg, reg deur ons lewens, dis barmhartigheid, dis genade, dis lankmoedigheid, dis groot goedertierenheid, dis groot getrouheid, dis vergifnis en dis regverdigheid. Waarmee tref God se goedheid ons eerste? Dis miskien nou 'n snaakse vraag, maar ek glo barmhartigheid. En ons sal dit sien, ek glo deur die loop van hierdie gedagte, dat dit barmhartigheid is wat ons eerste tref van God se goedheid. Dis die eerste woord op hierdie lys. En in die verlede het ek nie veel aandag gegee aan die woord barmhartigheid nie. Dis vir my bo my vuurmaakplek. Ek het geweet dit is warmhartigheid. En goed, ek het nou maar gehoop in my lewe is daar tekens van barmhartigheid wat in my lewe is, maar dis hoe naby ek aan hierdie gedagte gekom het, totdat ek hierdie studie begin doen het, God se karakter. En dit my laat besef, hierdie is die woord wat krities belangrik is, om God werklik waar te begin verstaan. Ek glo dat barmhartigheid die punt van God se hart is, as mens nou spreek woordelik, waarom hy die mensdom se lewe tref,
waarin hy dit binnendring, waarmee hy dit omdop, uitskit en vernuwe. Barmhartigheid, hierdie groot woord. So kom ons, span ons fokus daarop in vanoggend, om vandag barmhartigheid beter te verstaan. Kom ons maak gou die oë toe. Hemelse Vader, help ons nou om U beter te leer ken, deur barmhartigheid beter te verstaan. In Jesus naam. Amen. So as ons kyk na die toneel wat daar by Sinaï plaasvind. God beweeg verby Moses en hy verklaar vir aan hom sy goedheid. Ons weet daardie verklaring of dit wat ons daar beleef, dis God se naam wat hy aan hom verklaar, dis God se karakter wat hy aan hom verklaar, dis die beeld van God wat ons daar sien, dis die heerlikheid van God wat ons daar sien, alles in een toneel. So hierdie is 'n verskriklik belangrike toneel. Maar waar speel hierdie toneel af? By die berg Sinaï, en dis nie 'n vreedsame heilige oomblik waaraan God en Moses dit gebeur nie. Dit kom direk na die goue kalf episode. Dit kom direk na afgoderry, rebellie en 'n algehele ineenstorting van vertroue plaasvind. Israel het sopas die verbond op die mees direkte manier moontlik verbreek. En as daar ooit 'n oomblik was waar God homself deur oordeel kon definieer, was dit nou hier. En tog, luister wat sê hy. Here, Here, barmhartig, genadig, lankmoedig, vol liefde, vol trou, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. In die oomblik van sonde kom God en verklaar eerstens, hy is barmhartig. Op hierdie oomblik sou dit baie gepas vir hom gewees het om die laaste sin eerste te noem. Want hulle moet hoor, hulle moet mos nou hoor. Hy kon maklik gesê het, ek laat ongeregtigheid, oortredinge en sonde nooit ongestraf nie. Maar hy los hierdie beskrywing van homself tot heel laaste. Hy wil eers hê dat elke sondaar sy eerste besef van hom moet wees dat hy barmhartig is. So ek maak 'n nota vir myself. God is altyd eerste barmhartig. Hy is nie blitsvinnig om te wil verdelg nie. Is dit iets wat ons vir sondaars sal wil noem van God se karakter? Ek dink so, ek glo so. So wat is barmhartigheid? Wat is hierdie groot woord? Barmhartigheid is 'n innerlike ontferming wat na aksie toe oorgaan, altyd. Daar's 3 dinge wat gebeur gelyktydig of amper gelyktydig gebeur waar daar barmhartigheid plaasvind. Daar's iets innerliks wat gebeur of innerlik gebeur 'n beroering. Daar's medelee. Emosioneel is daar die gevoel van ontferming oor iemand anderste. En uiterlik gaan dit altyd oor tot 'n daad. Hier by ons as mense beweeg van simpatie na empatie toe. So dis 'n dieper vlak van gevoel vir mense, vir ons naaste. En dan van empatie, hopelik vloei dit in medelee in. En soms, en eers dan, gaan dit oor na barmhartigheid toe. So simpatie, empatie, medelee, barmhartigheid. Maar in God is daar geen gaping tussen gevoel en daad nie. Sy ontferming is altyd volmaak en word onmiddellik sigbaar in barmhartigheid. So hier is iets belangriks om te verstaan. God sê nie, ek word barmhartig wanneer mense op 'n manier optree nie. Hy sê, dit is wie ek is.
So dit beteken, God se barmhartigheid word nie geaktiveer nie. Dis nie tydelik nie. Dis nie afhanklik van die by waarin hy is nie. Dis deel van sy natuur. So daarom, wanneer God menslike gebrokenheid sien, besluit hy nie of hy sal omgee nie. Hy reageer vanuit wie hy is. Dit borrel net uit hom uit. So hoe word God se barmhartigheid sigbaar? As 'n mens nou bietjie meer prakties raak. As 'n mens nou hierdie 7 begrippe van God se goedheid na kyk. Die eerste ene sien ons nou is barmhartigheid. Maar barmhartigheid vloei oor of raak prakties in genade. Ons sien dit in genade, ons sien dit in lankmoedigheid, ons sien dit in groot liefde, ons sien dit in sy groot trou, sy regverdigheid en sy geregtigheid, sy vergifnis en sy geregtigheid. Elkeen hiervan was sigbaar in Dawid se lewe en hy kon voorwaar getuig en sê net goedheid, net daardie goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En selfs die laaste ene op hierdie lys, sy regverdigheid, is deel van God se barmhartigheid en van God se goedheid. Ons kan sien God se barmhartigheid is nie 'n swakheid nie. En ons kan sien God se regverdigheid is ook nie koud en onverskillig nie. Dis albei verskillende beskrywings van dieselfde karakter. Ons sien God is barmhartig. En barmhartigheid is daar altyd aksie by betrokke. So dis medelee in aksie, met ander woorde. En medelee in aksie is niks anderste as net eenvoudig liefde nie. So as barmhartigheid liefde is, dan beteken dit dat liefde nie net 'n gevoel of 'n idee is nie. En ons weet ook aan die ander kant het ons die 10 gebooie, en die 10 gebooie is die opsomming van God se liefde. So, as barmhartigheid liefde is, en die 10 gebooie is liefde is, dan sal mens verwag dat barmhartigheid ook sigbaar sal wees in die 10 gebooie, nie? God se karakter sal binne in die 10 gebooie sigbaar wees. En dis presies wat ons sien. So die vraag is net waar in die 10 gebooie sien ons dan God se barmhartigheid. En omdat dit die eerste beskrywing is van God se karakter in die lys waarna ons nou gekyk het, gaan 'n mens dit ook eerste in die 10 gebooie sien. Eintlik voor die 10 gebooie. In Eksodus 20 vers 2 staan daar: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. So die 10 gebooie begin met die woorde wat God sê, ek het jou gered. Met ander woorde, ek is barmhartig. En dit beteken dat alles wat volg na hierdie vers moet uit hierdie motief plaasvind. Uit hierdie motief dat God 'n barmhartige God is. En dit is ons innerlike begeerte en ons innerlike beweegrede dan om God se liefdeswette te wil gehoorsaam. Daarso is ons motivering. So barmhartigheid kom voordat die eerste gebod gegee word. Dis belangrik. Maar waar kom geragtig barmhartigheid binne die 10 gebooie voor? Baie interessant, dit kom in die 4de gebod, die Sabbatgebod voor. As mens kyk na waar die wet die tweede keer gelees is, Deuteronomium 5, sien ons in vers 15 is daar 'n toevoeging tot die 4de gebod. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Met ander woorde, barmhartigheid was teenoor jou bewys gewees.
Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te hou. Heeltemal 'n ander rede. Wel, die regte rede. So 'n barmhartige God wat ons bevry en dan sy hele skepping saam met hom wil laat rus. Dis 'n goeie God. Hy wil my laat rus. Hy wil my vrou en my kinders, my familielede, my vriende, die een wat in my poorte is, wil hy almal laat rus. En nog my dier ook. Dis 'n goeie God. So wat openbaar dit? Dit openbaar eerstens dat Sabbat nie net 'n dag is wat gaan oor aanbidding nie. Dit gaan oor waardigheid. Dit gaan oor gelykheid. Dit gaan oor herstel, oor rus en vryheid van eindelose arbeid. Dit is barmhartigheid wat in tyd self gestruktureerd is. En die kerngedagte is barmhartigheid onthou hoe lyding voel. En dit weier dat dit voortlewe. Met ander woorde, wat God sê is, julle was slawe gewees. So moenie onderdrukking laat voortlewe nie. Moenie voordeel trek uit ander se uitputting nie. Moenie vergeet wat dit beteken om mens te wees nie. Dis alles deel van barmhartigheid. So ons sien God is barmhartig. God bevry van slawerny. God gee rus. En hy roep elkeen wat bevry is om te rus en om sy medemens ook te laat rus. God roep ons met ander woorde om ook, soos hy, barmhartig te wees. Dis wie God is. 'n goeie God, 'n barmhartige God. So nou dat ons die motief om barmhartig te wees by ons aangewakker is en ons dit nou meer verstaan. Dis nie net 'n woord nie. Ons verstaan dit is die kern wat die Here wil hê ons moet op fokus. Nou kom God en hy kom leer vir ons die veelsidige kante van barmhartigheid. As ons nou bietjie in die Ou Testament bly. Deuteronomium 15 kom hy en hy kom gee ekonomiese raad, kan 'n mens sê. Hy praat hierso oor geld, hy praat oor skuld en hy praat oor armoede. As een van julle broers arm word, moet julle nie julle hart verhard nie, maar julle moet julle hand vir hom oopmaak. So let bietjie op twee dinge. Daar is 'n eksterne aksie, daar's gee, daar's leen en daar's kwytskelding van skuld. En dan is daar ook 'n interne postuur. Jou hart moet nie huiwerig wees nie. God reguleer nie net ons gedagtes nie. Hy vorm ons verhouding, ons houding, ons instinkte en ons reaksie. En dis radikaal, nie waar nie? Want dit beteken, barmhartigheid is nie volledig totdat dit die hart bereik nie. En nog meer treffend, vers 9 sê, neem jou in ag dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie. So God spreek nie net aan wat ons doen nie, maar hoe ons dink oor mense in nood. En dis die sleutelgedagte. Barmhartigheid is vrygewigheid sonder wrok. En dan kom die Here en hy kom in Levitikus 19 vers 18 en hy kom bring vir ons nog 'n kant van hierdie groot begrip barmhartigheid, dit wat hy is. En in hierdie hoofstuk Levitikus 19 vers 1 tot 18 bring hy barmhartigheid neer op die gewone, die alledaagse aksies. En ons voorbeelde, jy kan daai hele hoofstuk lees, paar voorbeelde. Hy sê, los die kante van jou land vir die armes. Moenie alles skoon ploeg nie. Los, dis barmhartigheid. Hy sê, moenie steel of vals handel nie. Hy sê, betaal werkers billik. Moenie die dowes beledig of die blindes laat struikel nie.
en oordeel billik. En dan die opsomming in vers 18. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So hierso wys hy vir ons wat is barmhartigheid en hy gee die detail. En hy kom som dit weer eens op en hy sê, gaan kyk bietjie na die tweede kliptafel, die hele kliptafel gaan oor barmhartigheid, as te ware. So wat dit beteken vir ons, barmhartigheid is nie slegs af en toe nie. Barmhartigheid is nie emosioneel of spontaan selfs nie. Barmhartigheid is opsetlik. Dit is ingebou in daaglikse besluite. Hoe ons werk, hoe ons praat, hoe ons mense behandel en hoe ons hulpbronne aanwend. So ek wil weer eens hersien. God is barmhartig. Hy bevry en hy gee rus en hy nooi ons om barmhartig te wees, deur ander te bevry en te laat rus. Om barmhartig te wees is ook om op ekonomiese gebied vanuit die hart voluit te help. En barmhartigheid is, soos wat ons nou gesien het, is 'n alledaagse, opsetlike gedrag. En soos God sy volk leer wat barmhartigheid is, hy verwag dat hulle dit reg vertolk en dit reg uitlewe. En as hulle dit nie doen nie, dan kom gee hy regstellings deur sy profete. En hoor wat die profete hieroor sê, want iets het verkeerd geloop onder hierdie volk. Mense het die Sabbat gehou, hulle het die rituele, hulle het die offerandes gehou, maar hulle het barmhartigheid verwaarloos. In die hele eerste hoofstuk van Jesaja 1, ek gee opsomming, sê hy, ek het genoeg gehad van julle offers. Soek geregtigheid, herstel onderdrukking. In Hosea 6 vers 6 sê hy, ek begeer barmhartigheid, nie offerandes nie. En dis kragtige taal hierdie. God sê, julle aanbidding is nie aanvaarbaar as julle lewe nie my barmhartigheid weerspieël nie. So 'n belangrike verduideliking is hier, so die probleem was nie die wet self nie. Die volk het die wet gehou. Die probleem was die skeiding van die wet van God se karakter. As ons nie God se karakter in die wet sien nie, is dit net wette. Dis nie God self se karakter wat ons daarin raak sien nie. So die wet het nooit net gegaan oor reëlonderhouding of oor eksterne nakoming nie. Dit was bedoel om 'n gemeenskap te skep wat die karakter van sy barmhartigheid weerspieël. Die wet is nie net wetlike instruksies nie. Dis 'n visie van 'n samelewing wat gevorm word deur God se geregtigheid en deur sy barmhartigheid. So waar laat dit ons vandag? God is barmhartig en dis die eerste beskrywing van sy goedheid. En in sy barmhartigheid bevry hy die mensdom en vanuit sy barmhartigheid gee hy aan die mensdom liefdeswette waarin sy karakter is. Hy gee hulle insigte om dit te verstaan en hy stuur profete om korreksie te bring waar hulle nie barmhartig optree nie. Hy benadruk dit dat dit moontlik is om kerk toe te gaan, die Sabbat te hou, morele standaarde te volg en steeds die hart van God te mis. Hoekom? Omrede barmhartigheid nie 'n opsionele toevoeging tot gehoorsaamheid is nie. Dis die middelpunt daarvan. Ek gaan dit weer lees. Barmhartigheid is nie 'n opsionele toevoeging tot gehoorsaamheid nie. Dis die middelpunt daarvan. So ek vra weer, waar laat dit ons vandag? Dis een ding om barmhartigheid te definieer en ons sien hoe God dit in die Ou Testament doen. Maar dis 'n ander ding om dit te sien. En om dit perfek te verstaan, kom hierdie goeie God in persoon
en hy kom lewe dit uit sodat ons dit perfek kan verstaan. So in Jesus word barmhartigheid, die barmhartigheid van God, sigbaar gemaak. En ons is na Jesus se lewe kyk, in Matteus 9 vers 36. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Hulle het nie Psalm 23 gehad om aan vas te hou nie, so skape sonder geen herder nie. Innig jammer gevoel. Dis nie 'n verbygaande emosie nie. Die woord wat hier gebruik word, beskryf 'n diep, diep innerlike roering, 'n beweging van binne. En wat volg op hierdie gevoel? Nie onttrekking nie, nie oordeel nie, maar aksie. Wat doen Jesus? Hy genees, hy leer, hy voed en hy herstel. En dis krities. Jesus tree nie anders op as God nie. Hy openbaar hoe God nog altyd was. So om barmhartigheid uit te lewe, kan 'n mens sê was Jesus se daaglikse brood. Dis wat hy gedoen het. Barmhartigheid was ingebou in sy daaglikse besluite. Hoe hy gewerk het, hoe hy gepraat het, hoe hy met mense omgegaan en behandel het, en hoe hy sy hulpbronne aangewend het. En Johannes kom en hy sê, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. En is dade van barmhartigheid wat hy hiervan praat, onder andere glo ek. So ons sien dus wanneer Jesus met barmhartigheid ontroer word, dan sien ons Eksodus 34 duidelik in aksie. Ons sien God se hart. Dan het Jesus nie net dit uitgeleef nie, hy het ons kom leer. Hy het ons kom leer dat barmhartigheid grense oorsteek. In die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Hoe lyk hierdie Samaritaanse barmhartigheid? Hy stop, hy sien raak, hy behandel die wonde, hy dra die man en hy betaal vir sy sorg. En die punt is onmiskenbaar. Barmhartigheid word nie deur identiteit gedefinieer nie. Dit word deur aksie gedefinieer. En meer as dit, barmhartigheid oorskry grense. Dit oorskry kultuur, sosiale kulture en dit oorskry godsdiens. En Jesus se laaste vraag is, wie van hierdie het bewys dat hy 'n naaste is? Hy vra nie, wie is my naaste nie, maar wie het soos een opgetree? Met ander woorde, wie was barmhartig? Jesus het ook verder kom leer, dat barmhartigheid diegene herstel wat dit glad nie verdien nie, diegene wat flenters is in ons lewens. En in Lukas 15 sien ons een van die kragtigste beelde van God. Die verlore seun, hy het sy vader verwerp, hy het alles vermors, en dan hier op sy laagtepunt, dan keer hy terug na die vader toe. Hy keer terug huis toe. En wat gebeur? In vers 20 sien ons, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. So let op die volgorde, hy sien, hy word ontroer, hy hardloop, hy omhels, en hy herstel. En dis buitengewoon, want in hierdie kultuur het vaders nie gehardloop nie. Waardigheid is gehandhaaf, maar barmhartigheid oorheers enige afstand. Dit oorheers enige trots en dit oorheers enige verwagting. So die vraag is, wat openbaar hierdie verhaal? God se barmhartigheid beweeg na mense toe,
Dis selfs wanneer hulle dit nie verdien nie. Dis nie teensinnige vergifnis of vertraagde aanvaarding nie. Dit is gretig, dis herstellend, dis verhouding gebaseerde barmhartigheid. Ek sluit af. Maar dan, wat doen Jesus nog? Jesus kom en hy demonstreer self wat is barmhartigheid. Hy kom leer oor barmhartigheid en dan kom bewys hy sy barmhartigheid aan ons wat 2000 jaar na sy koms lewe. Hoe doen hy dit? Hy bewys aan ons God se barmhartigheid deurdat hy vir ons sondes sterf. Die kruis van Golgotha is medelee in aksie. Dis barmhartigheid. Wat doen hy nog? Hy skenk aan ons vergifnis. Wat doen hy nog? Hy gee aan ons sy geregtigheid. Hy gee aan ons sy perfekte lewe. Dis elkeen van ons deel. Dis hoekom ons vandag in vryheid is, want ons het sy lewe. En nou kan ons net daai vryheid en daardie geregtigheid begin uitlewe. Hoe doen ons dit? Hy in sy barmhartigheid kom gee ons sy Heilige Gees. En deur sy Heilige Gees het ons die krag ontvang om self barmhartig te kan wees. God is goed, nie waar nie. Amen. Ons het vanoggend net na een beskrywing van sy goedheid gekyk uit Eksodus 34 vers 6 en 7. En dit is fenomenaal. Die woord barmhartigheid. Dit gee ons 'n besonderse kykie in God se hart. Ons sien vanoggend sy hart van barmhartigheid reflekteer reg voor die 10 gebooie, reg binne in die 10 gebooie, binne in die Sabbat wat ons vir een of ander rede nie meer wil onthou nie. Wat hy sê ons moet onthou. Ons sien hoe hy ons leer wat barmhartigheid beteken. Ons sien hoe hy regstellings bring waar dit verwaarloos word. Ons sien hoe hy dit self kom uitleef en ons daarvan kom leer. En dan hoor ons Jesus verklaar, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Matteus 5 vers 7. En laastens sien ons hoe hy barmhartigheid aan ons bewys, 2000 jaar na sy koms. En uiteindelik vanmôre verstaan ons dat barmhartigheid 'n lewe is wat konsekwent is, wat begeerig is na ander en begeerig na ander beweeg om te beskerm, om te herstel en om te sorg. Selfs wanneer dit ons duur te staan kom. Want dis wie God is. En uiteindelik ken ons bietjie beter hierdie waardige goeie God vanmôre. En kan ons vanoggend God se goedheid bietjie beter verstaan. En ons kan saam met Dawid uitroep, want ons verstaan wie God is, klein bietjie beter. En ons kan definitief vanmôre hier uitstap en sê net goedheid, sy goedheid en guns, sy guns sal ons volg. Dit sal ons agtervolg. Dit wil ons oorrompel. Al die dae van ons lewens. En ek sal in die huis van hierdie merkwaardige, goeie, barmhartige God bly tot in lengte van dae. Amen.